om te bid vir ons land terwyl ons so stap en mense te ontmoet, vir ander mense hoop te gee en miskien verskillende gemeenskappe wat begin saam stap. Wie loop het hoop, of soos die Engelse definisie van 'n pelgrimstog sê, hope is on the way. So terwyl ons op pad is, kan ons hoop ontvang en hoop gee. Nico Swart is 'n dominee van Pretoria. Hy het op 30 April die eerste pelgrim geword om van Jeffreys Bay tot by Kaap Agulhas, so oor 800 km aan een te stap op staproetes van die pelgrimstog van hoop. Ek gesels vandag met Nico om meer te hoor van hierdie wonderlike ervaring. Hallo Nico. Hey, goeiedag. Hoe gaan dit hierheen? Ek gaan baie goed, dankie. Ek is jaloers, maar ek weet ook nie of ek daarvoor sou kan sê nie. Ja. Nico, as ons so begin gesels, ek wil baie dankie dat jy wat jy gaan vertel van jou ervaring. Ek wil graag herinner aan iets wat jy gesê het voor jy hierdie stap nog aangepak het. Jy het in die artikel vir Kerkwoorde gesê, die Here het my lewe gespaar en nou wil ek self aarde toe kom en stap en luister wat hy verder met my lewe wil doen in die bediening en daarna. Vertel, hoekom wou jy jou 30 dae sabbatsverlof hierdie jaar so spandeer? Goed, die Here het my lewe gespaar deur 3 hartoperasies, 3 klepvervangings, waarvan die eerste 2 nie mooi uitgewerk het nie. En toe moes ek vir die 3de keer verlede jaar weer 'n klepvervanging kry. En ek het toevallig hierdie jaar my sabbatsverlof, ons dominees kry mos elke 3 jaar 30 dae sabbatsverlof. En ek wou nog altyd graag die pelgrimstog van hoop, waar ek nog altyd baie graag gestap het. Ek bedoel die Camino, ekskuus, die een in Spanje, maar dit is 'n bietjie duur en toe het ek 'n bietjie dit laat gaan en toe hoor ek nou van die moontlikheid om miskien die pelgrimstog van hoop, daar's 3 roetes wat mense kan kombineer wat saam 800 km maak. En dis eintlik 42 dae se stap, maar gelukkig het Gert Notnagel en 'n paar mense wat dit organiseer vir my hoop gegee eintlik dat 'n mens dit kan, dat ek dit kan doen in korter tyd deur 'n paar skofte sommige dae te kombineer. So ek kon op die einde dit doen in 31 dae. En ja, so vir my as rehabilitasie van my hartoperasies moes ek begin stap. Dis eintlik die enigste rehabilitasie wat ek moes doen. Wat jy na so 'n operasie, ek moes dit al 3 keer herhaal, wat jy net begin stap 'n kort entjie op 'n dag en dan elke week 'n bietjie verder. So ek is nou 'n bietjie meer as 'n jaar weer besig om te rehabiliteer en so ek kon stap en in die verlede het ek baie gehou van groot uitdagings. Ek hou nog steeds daarvan. Ek het Eysterman kompetisies gedoen na in Port Elizabeth en Comrades gehardloop en so. So ek besef ek gaan dit miskien nou nie weer kan doen nie, maar ek kan loop. Dit hou my hartklop redelik laag en is redelik veilig vir my. Ja, en toe hierdie moontlikheid ontstaan, het ek dit aangegryp en gesê, maar goed, kom ek probeer nou hierdie 30 dae van Jeffreys Bay tot by Kaap Agulhas stap en ja, so dit gebeur en ek is bly ek kon dit doen. Ja, maar jy het 'n besonder mooi deel van die land ook gestap, nee. Ek het nou laas jaar die een gestap van Jeffreys Bay tot by Uniondale en by Bobbejans Kloof was vir my verruklik geweest. Vertel van wat het jy gesien? Wat staan vir jou uit van alles wat jy gesien het? Ja, die Bobbejans Kloof is natuurlik 'n wonderlike gebied om deur te stap. Ek kon nie die hele gedeelte stap, daar's 'n gedeelte reservaat wat so 60 km is, ja, en buffels en so. Gelukkig het Petrus en Malvina Karstens, hulle is die dominee egpaar daar op Uniondale. Hulle het my deur die reservaat gevat en ons kon lekker kuier. Op die einde het ek ook die eerste roete by hulle geëindig in Uniondale. Maar die mooiste bo die natuur is natuurlik die mense wat ek ontmoet het in die Bobbejans Kloof en op die hele res van die 2 roetes wat nog gevolg het. Die ongelooflike gasvryheid. Dit was baie warm toe ek begin het in Jeffreys Bay. Ek het sommer al 6:00 die oggend gesweet toe die son opkom van die humiditeit. En
en natuurlik geklim van Jeffreys Bay af binneland toe. Dit was nogal, die eerste dag was nogal 'n redelike uitdaging geweest. Maar die natuur rondom jou is baie, baie mooi. Dit verander letterlik elke dag, soos jy stap, verander die natuur en die soort plante groei en die berge wat jy sien en die weeromstandighede. Ja, so dit is fenomenaal om dit te beleef. So maar gou, hoeveel kilometer het jy nou op die einde per dag ongeveer gestap? Weet mens moet nou die gemiddelde, as mens so plus minus by 800 km deel deur 31 dae, dan moet mens nou maar kyk hoeveel dit is. Is seker hier tussen 20 en 25 km gemiddeld per dag. Dit klink nie soveel nie, maar ek weet dat daai is groot paaie. Ja, en ja, dit vreet jou nogal. ja. Nee, dit Soos jy is sê, so. warm. Ja. Dit is warm. okay. Later dit as ek het baie vroeg weggespring in die oggende. Dit het gehelp. So met sonsopkoms, as dit lig genoeg is, dan het ek begin stap. Om dan so 'n bietjie van die hitte van die dag te probeer uitsny. Maar gewoonlik het ek tussen 4 ure en 6 ure op pad gewees, so ek het maar die middaghitte gevoel. So, okay, so jy het so gepraat van jy tot by Uniondale, dis in die Karoo, en dan vat jy ook die Lang Kloof, nee, mense wat dan nog nie daai roetes ken nie. Ja, Tot by George. ja, jy stap ja, deur Harold, daai dorpie, daai klein plekkie voor die groot Outeniqua berge, dan stap jy oor die Outeniqua berge met die Montetjie pas tot by George en dan eindig jy die tweede roete, die tuinroete, eindig jy by Mossel Bay. Lekker. Ja. En dan van daar af begin die ligtoringroete van Mossel Bay af tot by Kaap Agulhas. Ja. So dis basies 3 roetes in een wat 'n mens stap. Dis reg. Ja. Jy kan mense kan elke roete natuurlik op hulle eie loop. Daar's mense wat ook die helfte van 'n roete loop. Wat byvoorbeeld by Uniondale begin en net 6 of 7 dae van die 14 dae loop. En dan volgende jaar kom hulle terug vir die volgende 6 of 7 dae. Maar ja, so is baie moontlikhede, maar ek was bevoorreg om al 3 roetes aan mekaar te stap. En bagasie, het jy jou eie rugsak, het jy al jou goed saam gedra, of het hulle soos met ons het hulle dit aangery? Ek het begin deur my eie bagasie aan te ry en dit was nogal hard op my voete gewees. Ja, ek dink die mense het gesien hoe moeg ek aankom by hulle. En dan het hulle self aangebied om my bagasie aan te ry, maar dit het nie elke keer gebeur nie. Ek het 'n paar dae op die roete maar self alles moes aandra. Ek het op 'n stadium van die goed uitgehaal en net gelos in Mossel Bay. En dit moet nog terugkom Pretoria toe op 'n vlug saam met vriende. So mens begin en dan jy dink jy pak lig, maar dis nie lig genoeg nie. So jy moet eintlik probeer soveel as moontlik van jou laste ontslaa raak as jy hierdie roete wil stap. So ek was dankbaar vir die kere wat my bagasie aangery is. Veral toe ek ander groepe saam met hulle begin stap het. Ek het van die groepe ingehaal op pad en dat ek 'n paar dae saam met hulle gestap en dit was wonderlik. Ek het ook daar baie mooi mense ontmoet, leer ken. En dan is my sak natuurlik saam met hulle aangery. Okay. Want mens kry etes. Ek onthou ons het iets gekry in die oggend en ons het iets gekry vir die middag en ons het aandete gekry. So mens hoef nie uit 'n kos saam te dra nie. Nee. En jy hoef glad nie. Jy hoef net water te tap in die oggende. Jy moet veel genoeg water. Ek het so 3 liter bladder wat ek saam gedra het. Met 'n pypie wat ek kan drink terwyl ek stap. En dan maar die padkos wat die mense vir jou insit, die herbergiers vir jou insit is heeltemal genoeg en dan die aandete is wonderlik. Ja. En as jy die middag bietjie vroeër by 'n plek kom, het hulle selfs vir jou 'n paar vrugte daar gehad en 'n bier nou en dan en so aan. Het jy 'n voetspaal hier en daar gekry? Ja, nee, elke nou en dan was daar 'n kommetjie met lekker lou water met of seesout of een of ander sout daarin, badsout. En ja, dit was wonderlik geweest. Ek sê maar gou jou voete. Ja, gepraat van voete. Het jou voete gehou? Ja. Ek het aanvanklik blaase gekry onder my klein toontjies. Yes. En 'n ou besering het opgevlam wat ek in Desember opgedoen het, wat my geleer het in die toekoms, as jy 'n bietjie van 'n besering het, behandel dit voordat jy kry dit reg voordat jy op 'n pelgrimstog gaan. Gelukkig kon ek dit manage.
tot op die ou en ek het my elke dag my eie voete masseer. Maar die blaase het met die tyd weggegaan. Ek het dokters hulp ingeroep en hulle het vir my so 'n inspuiting saamgestuur waarmee ek die vog uitgetrek het, toegeplak het en later daai blaase eelte geword. So dit was net so die eerste week of 2 was dit seer, daarna het ek nie probleme van blaase gehad nie. Die enigste probleem is na 'n paar kilometer elke dag word jou voete word nogal seer, die bal van jou voet. Dis maar net weens die afstand op jou voete. Ja. Dan het ek maar net elke middag, soos ek sê, my voete geweek in soutwater of op ys gesit, ingemasseer vir myself en dan wonderlik elke oggend as ek opstaan is my voete weer reg. En dan hou dit weer 'n paar kilometer en dan word dit weer seer, maar jy kan vasbyt. Dit is maar 'n vasbyt storie. Ja, dis die ding van 'n pelgrimstog, nee, dit is ook moeilik. Dit is lekker, maar dit is ook moeilik. Ja. Nee, dit is 'n bietjie moeilik. Dit is ek het soms op die einde gevoel, die laaste 10 kilometer, as dit sê maar 30 kilometer dag was, dat 'n ou moet maar net volhard, jy moet maar net vasbyt tot die einde toe. Maar dis wonderlik om klaar te maak en dan die gasvryheid van die mense te beleef en hulle diensbaarheid, hierdie herbergiers, meestal op plase waar ek gebly het. Ja, en dit was dan, hulle het my baie goed versorg. Jy het 'n bietjie donkiekar ook gery, jy het 'n bietjie ander vervoermiddels ook gehad op jou roete nie? Ja, dit was baie lekker. Die organiseerders van die pelgrimstog van Hoop maak dit baie interessant. Ek het so 5 kilometer donkiekar gery, dan stap ek so 'n bietjie minder daarna. Ek het eendag met 'n perdekar ook gery, dieselfde daar. Ek het oor 'n rivier gegaan met 'n boot, oor die, wat is hy, Gourits rivier. Ja, Gourits rivier, en toe met 'n pont oor die Breë rivier gegaan. En ja, so daar is 'n paar interessanthede en op pad ook, tussen die verskillende plase waar ek oornag het, was ook plekkies wat ontbyt aangebied het, mense langs die pad wat entrepreneurs is, wat roosterbrode bak, gemmerbier. Ja, so ek het die ongelooflikste mense ontmoet langs die pad. Vertel bietjie van die mense wat jy ontmoet het. Is daar vir jou mense wat vir jou uitstaan, soos ek onthou van ons het byvoorbeeld met oom Boetie, dit is my fenomenale oom wat nog steeds boer daar so in die Abianskloof. Ja, by die Makkedaatgrotte. Ja. Ja, nee, ek dink wat vir my wonderlik was is ek was nou bevoorreg om meeste van die keer by mense in hulle huis te bly. In plaas daarvan as dan nou 4 tot 8 pelgrims is, wat die gewone getal pelgrims is, dan bly hulle baie keer apart in 'n gastehuis of so naby die woonhuis op die plaas. Maar ek was bevoorreg om elke aand te kon luister, meeste van die aande na mense se stories en dit was vir my 'n wonderlike voorreg. Veral het ek ontdek dat alle families sit maar met hulle verliese, hulle seer kry, rouprosesse waardeur hulle moet gaan, maar die wonderlike stories van hoop ook, hoe mense deur daai dale van doodskade, hoe die Here hulle gedra het, en hoe daar hoop is na die tyd, daar is uitkoms, daar is blydskap na die rou. En so daai stories is vir my baie bekend, want dit is net so in Pretoria, dit is net so in ons gemeente ook. Maar die wonderlike manier hoe mense gecope het in sulke moeilike omstandighede, veral in die droogte tye in die Karoo, daar was van die plaas mense wat vir my gesê het, dit was 7 jaar droogte, en daai droogtes lyk my eers hierdie jaar gebreek, maar hoe hulle daardeur gekom het, hoe hulle mekaar ondersteun het, ja, so dit was my eintlik die hoogtepunt, om mense se stories te hoor, en hoe hulle daardeur gekom het, dit het vir myself baie hoop gegee, met die goed waardeur ek gekom het, en die miskien toekoms, mens weet nie wat jou toekoms inhou nie, wat 'n moeilike tye nog vir jou voorlê nie, maar daar is altyd hoop. Ek wil nou vra, ek dink nou net aan, ek weet die tuinroete het ontstaan, as gevolg van COVID en die droogte, mens kan nou dink nie, dat dit is so 'n groen area, maar dit is hoe dit ontstaan het, die eerste een met die 7 kerkies daarso, en toe die res nog bevolk. Ja. So het jy hoop gevind, Nico? Ja, ek glo so. Ek het definitief hoop gekry vir myself. Ek het nogal
toe ek nou deur die operasies is, ek het my skouer ook op 'n stadium gebreek, dis toe ek hard met die aarde kennis gemaak het, of aarde toe gekom het, vir die eerste keer, eintlik, en het ek nogal hoop gekry vir myself, dat ek weer avonture kan aanpak. Loop is eintlik sag op jou hart, alhoewel dit hard is op jou voete. En ek het nogal daaraan gedink, dat ek het in die Alpha kursus is daar iemand wat sê, as jy 'n sendeling is, dan moet sendeling is mense met sagte harte en harde voete. Maar toe sê sy, maar ongelukkig die meeste mense het harde harte en sagte voete. So daar gebeur nie baie nie. Maar in elk geval, maar ek dink, om terug te kom, om te loop is sag op jou hart. Ek het beleef, dat ek eintlik elke aand baie goed herstel, my voete ook, al was hulle seer deur die dag, die volgende oggend is hulle weer vars, en kon ek aangaan, die val my gehoorstukkie nou uit, skielik, ja, so, dit is moontlik, ek dink die mens hoef nie fiks te wees noodwendig om 'n pelgrimstog te loop nie, ek dink jy word fiks met die tyd, veral as jy goed slaap in die aande, en jy, so na 'n paar dae, dink ek, word jy ingestap. Ek het dit ook so beleef. Ja, ek onthou, toe ons het gestap het Dr. Frederik Maret gesê, mens moet nie jouself vir jou lyf net so 3 dae gee, dan raak jy ingestap, en dit is nogal ongelooflik, dit was waar, dis of jy tweede inspuiting, daai eerste 3 dae, ek dink ek is dood, maar daarna kry jy 'n nuwe inspuiting. Dis reg, ja. En jy weer stap? Ja, ek stap al klaar weer in die oggende, ek het net, ek hou van oefen, gelukkig, so ek het al klaar weer, die afgelope 2 oggende, het ek alweer begin stap, in die stad, ek wil nie ophou nie, ek het nou redelik stapfiks geword, nou wil ek voortbou daarop, ek was vanoggend by my kardioloog, en ek my jaarlikse ondersoek, ek was presies vandag 1 jaar terug by die kardioloog, en hy het natuurlik nou weer my hele hart gekyk, na my hartklep, 'n sonar geneem, stres EKG, en hy sê, wat hy sien, en toe ek vir hom vertel, ek het nou hierdie pelgrimstog 800 km ver geloop, toe sê, dis 'n wonderwerk. Dis eintlik die woord bonatuurlik gebruik, hoe my hart herstel het, na die 3 operasies, en so ek is regtig baie dankbaar, dat ek hierdie staptog kon doen, regtig, en ek wil voortbou op. Die enigste ding wat hy vir my gesê het vanoggend, ek moet bietjie gewig verloor. Want al het ek 800 km gestap, het ek so waar gewig opgetel. Dis al die lekker kos wat die mense vir my gegee het. Ja. En die nagereg, in daai kospakkies, nê? Hulle het my chocolates ingepak, en ek het geglo, ek moet alles opeet vir energie nodig. Ja. En dit lyk my, dit was te veel energie vir my gewees. So my volgende pelgrimstog is eintlik om gewig te weet, om nou, maar net fiks te bly, en so dis die enigste ding wat hy vanoggend gesê het, asseblief, jy moet gewig verloor, dit sal goed wees vir jou. Okay, Nico, laaste vraag. Ja. Jy wou baie graag in ons land stap, jy het gesê, die mooiste land in die wêreld. Het jy, wat het dit vir jou oor ons land laat nadink, of het idee, of insigte gegee? Ja. Ek het elke dag, as die son so opkom, dan het ek 'n lied gesing. Ek het elke keer se sonsopkoms afgeneem. Daar's 'n lied in Maleagi, of 'n teks wat sê, vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opkom, en daar's genesing in sy vleuels. En ek voel ons land daar's baie onreg, daar's baie genesing nodig. Ek het ook elke dag die Onse Vader gebed gebid, laat die koninkryk kom, laat u wil op aarde geskied. So een van die dinge wat ek nogal baie oor gedink het, wat ek dink baie belangrik is vir die toekoms, en dit is die woord kerkeenheid, die hele begrip kerkeenheid. En ek dink, as dit kan gebeur, ek dink baie mense bid daarvoor, dit klink vaag, en dit klink moeilik, hoe doen 'n mens dit? Maar ek dink as ons regtig 'n groot poging aanwend, om kerkeenheid
te bewerk en verhoudings te bou en vredemakers te wees, gaan ons saam genesing bring in ons land. Daar's baie gebrokenheid, ons sit met 'n geskiedenis van onreg en 'n klomp dinge wat gebeur het en ek dink as Jesus sê soek eers my koninkryk en my geregtigheid, daai twee goed gaan saam. En ek dink hemel op aarde gaan wees as daar kerkeenheid is. Want Jesus het gebid daarvoor en hy het gesê as julle een is, gaan die wêreld weet dat God my gestuur het en dat ek die verlosser van die wêreld is. So as mens dink aan evangelisasie, dan is die grootste evangelisasie wat kan gebeur is kerkeenheid. Oor alle denominasiegrense heen. Dat ons werklik ons eenheid in Christus vind en dan sal die son van geregtigheid vir ons opgaan en daar sal genesing wees in die vleuels vir ons land. Ja, so dis my hoop dat dit sal gebeur en dis ook een van die redes hoekom ek die pelgrimstog van hoop so van hou en dit ek sal dit miskien weer stap. Dit eindig in Kapagallas, die suidste punt van Afrika en ek onthou toe ek destyds ook gestap het van Stellenbosch se kant af, het ons daar saam die Nkosi Sikelel gesing as 'n gebed vir Afrika en vir Suid-Afrika. Dat God hierdie kontinent in ons land sal seën. En so dis my een van die hoofdoele van hierdie pelgrimstog om te bid vir ons land terwyl ons so stap en mense te ontmoet, vir ander mense hoop te gee en miskien verskillende gemeenskappe wat begin saam stap. Wie loop het hoop, of soos die Engelse definisie van 'n pelgrimstog sê, hope is on the way. So terwyl ons op pad is, kan ons hoop ontvang en hoop gee. En ons het baie tyd om te bid. Dit was my die wonderlikste om so baie stilte tyd te hê. So baie te bid, baie gesing, baie gedink. Ek het in my siel het gerus. Dis my die wonderlikste ding. Ek het fisies moeg geword, maar ek voel meer uitgerus as na 'n gewone vakansie. En iemand het een keer ook gesê dat Sabbat, die goeie definisie van Sabbat is baie eenvoudig. To slow down time and to fall in love again. En dit het met my gebeur, dit net te stap. Slow down time, baie tyd om te dink en weer net lief te raak vir God, lief vir die natuur, vir myself, vir ander mense, vir die kerk, vir my gemeente. Dit is regtig 'n tyd van falling in love again. En dit was my baie special dat my vrou ook die laaste skof saam met my kom stap het, op Struisbaai se strand tot by Kapagallas en ek en sy kon daarna baie reflekteer. Nog steeds besig. Ek dink die refleksie oor hierdie pelgrimstog gaan nog 'n paar weke duur. Dit is nie sommer net verby nie, dit is 'n diep ding wat met mens gebeur as jy so 'n pelgrimstog stap. En die dinge word nie onmiddellik sigbaar en duidelik vir jou nie, maar ek dink met die tyd, soos 'n mens reflekteer daaroor, kom 'n klomp dinge helder na jou toe. So ja, ek is net dankbaar teenoor Frederik, Dr. Frederik Maree wat jy nou genoem het, die vader van hierdie pelgrimstog, en aan al die organiseerders. Ek dink aan Melvina, en aan man Petrus daar van Uniondale gemeente, dink aan Gert Mootnagel van Herald gemeente, dink aan Gerry van Deventer, die hooforganiseerders van hierdie stap toe. Hulle het my byna elke dag gebel en bemoedig. Frederik het elke oggend vir my 'n boodskap gestuur. Sy bid vir my. Ek het groot waardering. Ek dink as dit nie vir hulle was, sou ek nie hierdie ding kon aanpak nie. So ek is baie dankbaar vir die hele pelgrimstog van hoop, direksie en al die organiseerders, al die herbergiers. Baie, baie dankie. Nogmaals. Awesome. En natuurlik ook, wil ek ook dankie sê vir Leroux Koeman van die kerkbode, wat al my kort videoetjies, ek het nie regtig geweet hoe doen 'n mens dit nie. Al my foto's, hy het dit gevat en geredigeer en geplaas op Facebook en YouTube. Ja, so ek is dankbaar dat hy daai moeite gedoen het om dit te doen en ek hoop baie mense word geïnspireer as hulle hierna kyk om ook so 'n pelgrimstog te stap. Veral dominees,
pastore. Ek dink dis een van die beste maniere om jou sabbatical, as jy 30 dae het, dan kan jy dit doen. Dit sal jou goed doen.